Ajit Ja. Kabayal. Jy sê hy het 'n fan bygekry. Maar ek het al laas het ek sy fan geraak, onthou jy? Ja. Okay, hy het teen Frank Sanchez gefight, the Cuban Flash. Sewende ronde knockout vir Ajit Kabayal. Toe maak hy weer so. Soos teen The Lion, wat is hy man? Selfde daar gebeur ook. So hy het twee in 'n ry wat hy impress. Dude, dis 2 in 'n ry wat hy die boogeyman van die heavyweight division. Ek meen Arslanbek was die monster, hy was die lion, hy was die ou wat 'n 100% finish rate gehad het. Ja. Niemand kon hom nog knockout en hy het nog soos 'n besetene ook gelyk met daai wat hy heeltyd so gaan sy nek en goeders. So hy die boogeyman in daai opsig, die power ou doodgemaak. Ag, Yes, knockout. Ja, en hy is daarmee dood. ja, hy lewe nog, glo ek. Ja. En Frank Sanchez was weer die ander tipe boogeyman, maar for different reasons. Great boxing capability, outstanding amateur record, power, speed, tegniek, ook undefeated. Verstaan jy, dit was niemand het opgesign om vir Arslanbek of vir Sanchez te fight nie. En die ou het back to back die 2 undefeated monsters van die division gefight en hy het hulle albei geknock-out. Yes. En hy is ook nou nog undefeated. En hy is ook nog undefeated, ja. Nice. Wat vir my kwaai is, hy het 'n ding gesê toe hy klaar is, toe sê hy, I'm the liver king. Ek het dit nie eens gehoor nie. Ja, jy ken ons na die ou op die internet, daai frissaad wat so die lewer vreet. Wat anyway, so vol roids is, hy kan homself nie help nie. Maar hy noem homself mos nou die liver king, want hy eet jou in die lewer met die body shots die hele tyd. So, dit was nogal cool geweest. Maar ek meen, net om vinnig te sê, al twee hierdie ouens was 24 en ou. Sanchez inteendeel het vir my gelyk, hy het meer muscle mass, soos sy skouers was breed en hy het sulke groot lats gehad. Jy kon sommer duidelik die verskil in hand speed en movement en alles gesien het. So Sanchez was definitief die beter, die more athletically gifted ou van die twee. En sorry, ek het nog gesê ek dink hy gaan wen. To be honest. Maar ek het jou nie kwaadlik geneem vir dit nie. Dit het vir my, ek dink ons albei het gesê dis 'n 50-50 fight hierdie. Ja, ek dink hulle het nog gewys daar die mense wat gewout het. Dink dit was 49-51 vir Kabayal wat hulle gewout het. Ja. Die ding wat my die meeste die twee goed wat my laat lean het na Ajit toe ek die fight nou sien afspeel. Die eerste ene was gewees Sanchez het 'n knee guard aangehad en hy het sulke dun beentjies, nou nie so dun soos Wilder, maar hy kom daar. Hy het sulke dun beentjies en ek weet hy lean heavily op sy foot movement. Dis deel van sy game. So ek het geweet daar kan dalk 'n fout kom. Hy is dalk compromised wat movement betref. En die tweede ding was gewees in sy vorige fight het hy mos vir hy Junior Fa geknock-out. Wat flippin amazing was, want Parker kon na 3 fights om nog nie knockout nie, maar hy het nie vir my so goed gelyk nie en hy het lank gevat. Hy het so 6-7 rondes gevat voordat hy in 'n rhythm gekom het en die ou uitgehaal het. En hierdie Liver King is nie flippin Junior Fa nie, hy is gevaarliker. So op grond daarvan het ek dit neergesit. En net 'n paar goedjies. Ek het dit nie geweet nie. Ek kon dit loop kyk het, maar ek het dit nie geweet. Ek meen, ek dink almal kan nou ophou om vir Ajit te onderskat. Ons almal moet nou weet, dis is 'n serious flippin contender. Hy het 2 van die boogeymen uitgehaal en iewers in 'n interview vandag het ek dit gehoor, toe loop kyk ek op Wikipedia. Daai man het vir Derek Chisora in 2017 met 'n majority decision gewen. Toe 7 jaar terug, toe was Chisora al toe is hy baie jonger en baie gevaarliker as wat hy nou is. Ek meen, hy het nou teen Tyson gefight en hy het vir Usyk seker sy toughste fight voor die AJ fight gegee. So Derek Chisora is nie 'n bum nie. Toe moes 'n mens al eintlik gekyk het, wie's hierdie Ajit kerel, en hy het hom nie 'n split decision of iets,
Hy het hom 'n majority decision, almal het dit vir hom gegee. So as jy hom nie geken het, het jy dalk net gesê, ag, Chisora het seker 'n slegte aand gehad, maar nou kom ons agter kwit, hierdie man verloor hy en hy bly wen almal. So ja. Ek hoop hy kry nou 'n fair chance om daarom iets te bereik of Ek dink hy gaan shot of iets. Ek dink hy gaan volgende 10-10 en 'n Joseph Parker Ek fight. dink hulle het so gepraat daar in die fight toe in die interviews so goed. Parker was mos deel van die commentators of wat. En hy het ook gesê hulle het hom gevra as hy het in die man fight en Parker is mos hy fight in enigiemand. Hy sê I'll fight anybody. So hy is op vir daai fight. So ek dink dit kan gebeur. Maar shame ou Ajit het nie so haastig gelyk om teen Parker te wil fight. Nee, ek is 100% oortuig van dit. Niks moet bang te doen of ietsie, maar hulle is vriende. So hy het gehuiwer en hy het mos nie geweet Parker het dit gesê nie. Miskien dink hy hulle buite hom om nou sy chommy uit te call en nou sê Parker weer, "O, so jy wil my fight, ek het dit nie eens regtig gesê nie." Maar net vinnig 'n vinnige breakdown. Basically Sanchez het gedoen wat sy plan was om rond te beweeg en van sy spoed en sy movement te gebruik om vir Ajit te vang. En in die eerste ronde toe kon jy sien, dit kon 'n probleem gewees het, want hy slaan so vinnig, Ajit kon nie eens betyds altyd al die houe gekeer het nie, maar Ajit het net nie 'n krap omgegee nie, hy het gekeer en hy het die perfekte pressure opgesit wat jy van 'n bokser af wil hê. Smart, effective pressure en nie oorhaastig in mal nie, ingekom goeie defense, die jab gepomp, die jab is nie so vinnig, sy houe is nie so vinnig of kragtig nie, hy het gekeer, ring af teen die toue geslaan, arme Sanchez hol dan weg, dan vang hom net weer by die ander tou, dan vang hom net in die hoek, dan vang hom, soos, die man het net sy energie gemors om te probeer rondhardloop, want Ajit het hom aan mekaar vas net gepen op 'n plek, en hy het toe iewers 'n spot gekry vir sy overhand, het jy gesien, soos aan mekaar, hy gooi so 'n looping right overhand, vang hy vir Sanchez op die oor, dit lyk hy het antwoorde daarvoor gehad, he? Paar keer het hy hom so geklop. Ja, en as hy sien sy hande wil net opgaan, dan eet hy daai body shots, en veral hy lewer, wat vir my snaaks was, is, as jy hoor die oomf, waarmee die houe op sy gesig en gloves geval het, dit was so 'n dowwe, poef, poef, amper soos 'n glove op 'n glove, maar as die glove op die body, dan hoor jy, kwa, dit het sommer so geklap, so, dit voel daai man is regtig 'n flippin goeie body puncher, dit voel hy kry meer leverage en spoed in goeders of momentum of wat ook al in sy body shot, so, en toe het hy hom ons wat, hy het hom in die 7de ronde met 'n body shot gedrop, en toe hy opstaan, toe drop hy hom sommer met 'n jab to die body. Jab body. Dis hy klaar. Ja, maar ek moet sê, ek is baie trots op my predictive powers in daai fight, want ek het gesê hy gaan wen, maar dit was close, ek het dit nie met verskriklik baie confidence gesê nie, maar ek sê ek lean na hom toe, en in die 7de ronde, toe Sanchez nou al gewen, wil ek amper sê, maar hy het nie soos heavy skade gedra, dat hy rondval of ietsie, en onthou jy toe sê ek, hierdie is die ronde, ek dink hy word geknockout in hierdie ronde, en my woorde is nog skaars koud, toe slat hy hom oor hy body shot, toe drop hy hom, dit het vinnig gebeur, soos jy het gedink, dit kan dalk nog 'n paar rondes gaan, en toe sit sommer net, vinnig klaar. wham bam, thank you ma'am, daar is die besigheid verby.